Daar sê, goeiemôre, hier is ons nou weer by die Warrior Bride Reformer podcast. Hallo Jonathan. How's it going, good? Goed en jy? Lekker. Ja, lekker, is weer lekker om my eie taal te praat. Ons gaan nou nie weer vandag Engels gesels nie, ek het al my Engelse woorde laasweek gebruik. So ons gaan lekker Afrikaans vandag gesels. Dylan, dankie vir al die lekker setup hierso. Amber, baie dankie vir al die lekker drinkgoedjies. Die koeksisters, as mag jy in 'n koeksisters die week eet en ek hoop nie Elsie kyk hier nie, sit my op 'n diet. Maar ja, ek mag nie nee sê nie. As jy kry dan it's bad manners. Is baie slegte maniere. Baie slegte maniere. Vandag wil ons praat oor loving truth of loving the truth. Hoe is dit? Jy weet jy hom gesê Sondag? Loving truth. Loving truth. En sorry, is ons reg? Ja. Moet dit nie uitsny nie. Ek sien net ons gaan praat oor loving the truth. Yes, dit was 'n mooi boodskap. Jy gaan die hele boodskap kan kry op ons Siloam YouTube kanaal. Gaan kyk bietjie daarso. Jonathan se preek van Sondag is daar opgelaai. Baie goed. Maar ons wil vandag 'n bietjie dieper daarop ingaan. Oor 'n hele paar van hierdie onderwerpe waar hy gepraat het oor die waarheid. En ek's lekker opgewonde daaroor. Ja, nee. Ek's opgewonde daaroor, maar voor ons aangaan 'n paar advertensies. Daar sê met die oorlog wat nog aangaan daar in die noorde in Iran, moenie bekommerd wees nie. Turkye is sover nog skoon. Ons vlieg om die areas. So ons gaan nog reis na Turkye. So ek weet nie hoeveel plekke is daar oop nie. Vind maar uit by Joy Travel, maar dit gaan 'n awesome toer wees. Ek kan nie wag nie wanneer dit nou lekker winter is hier in Suid-Afrika. Dan gaan JC weer sy T-shirts en goed saamvat en swemklere, want daar gaan ons swem. Ek hoor dit is lekker warm. Ja, mooi beplan. Ja, nee wat, ek dink is reg beplan. En dan ja, ons Blossom in Bloom vroue oggendtee, ons het hom laasweek ook uitgesit. Ek sien Adele het opgesit gister op ons groepe dat jou plekkie word slegs bevestig deur jou deposito wat jy betaal. Ons kan nie vir jou 'n plek hou nie. Die persone wat hulle depositos betaal, hulle kry die plekkie. So asseblief skryf in vir daai, daar's net soveel plekke beskikbaar voor die 22ste Maart. Dit gaan baie lekker wees met Anja wat hier gaan wees en sy en Henrico doen vir ons die volgende dag die diens die 29ste Maart hier by Siloam gemeente. Alright, en dan ons mannegroep, yes, wat 'n lekker groep op Vrydagoggend, né? Dit was groot. Yes, wat baie manne gekom en dit is so lekker. Die manne kry vrymoedigheid om te gesels. Elke Vrydagoggend het iemand ietsie wat hy voorberei vir so 10-15 minute. Word die manne bietjie gedruk om bietjie woord te bring. Ja, dit is goed. En dit is goed, jy weet, ons almal moet iewers begin en ons moet die vrymoedigheid hê om te kan praat. Ja. Jy weet, en dit is 'n lekker plek wat jy kan niemand judge, niemand condemn nie, en dan laat dit ons lekker omtrent 40 minute en gesels daaroor en dis net so lekker. Dis kerk. Op 'n ander manier. Fellowship en is lekker. Is baie lekker. Opbouend. Baie lekker. Koffie en beskuit is lekker on the house. Dylan het verjaar. Dylan het verjaar laasweek. Baie geluk Dylan. Daar sy vroue Bybelstudie. Ons doen die boek van Jakobus vir die vrouens wat kan kom. Elke Vrydagoggend 9:30 tot 11:00. Alwaar jy die vroue studie nie gedoen word nie is in die vakansies. Maar die mannegroep gaan aan. Die mannegroep gaan aan reg deur die jaar, stop eers in Desember. Alwen het klaar vir my datum gegee. En ek dink dis dit. Ja, en dan natuurlik hierdie boodskap gaan nou te laat uitkom vir mense, maar ons het vanaand 'n healing night. Ja. Wat 10 is vir ons hardloop. Dis een van die redes hoekom hy nou nie vanoggend saam met ons is nie. Tussen die werk deur en sy voorbereiding is hy besig om voor te berei vir vanaand se hierdie night waarvoor ons baie opgewonde is. So dis ons eerste een vir die jaar. Ja. Ja, ons bid vir genesing vir mense en hoe lekker gaan dit nie wees nie. But without much further ado, loving truth. Hoe het jy op die onderwerp gekom? Ag, baie dit is 'n lang rukkie wat ek hou daarvan om verskillende goed te kyk op YouTube, partykeer die shorts en dan kry jy sulke gedeeltes van preke en waar hulle mense in die publiek vra net vra as hulle nou of hulle die Here nou ken of nie. En ek het agtergekom baie mense het hierdie ding van hulle eie waarheid. Jy het jou waarheid en Dylan het sy waarheid en Amber het haar waarheid. Maar dis nie that's not true. It's not scriptural. Dis nie die waarheid daai nie. En ek dink dit is wat die vyand gebruik om mense
deur mekaar te maak en om leuns te glo. En ons sal nou net daarby uitkom, maar ek dink dit was een van die Here het dit op my hart gesit en het gesê, mense moet weet wat is die waarheid en dat ek die enigste waarheid is. Daar is nie 'n ander waarheid nie. Ja, en dat sy woord die waarheid is en dit was vir my so mooi gewees toe die Here my terwyl hy gepreek het herinner dat ons is nou in Amherst nou klaar, ons gaan dit nou mooi saamstel. Ek gaan nou hierdie volgende vakansie bietjie mooi deur as ek nou tyd het deur alles gaan en dan gaan ons fondasieboekie hê hier by die gemeente. Maar ek wil graag in die voorwoord, as ek dit so kan sê, wil ek hierdie gedeelte van jou van waarheid insit. Die woord is die waarheid en ons gaan nou vandag daaroor praat. En natuurlik kry nou 'n klomp interpretasie tegnieke hoe ons die goed na kyk en interpreteer. Maar ons glo God se woord. Ja. As God gesê het hy gesê. Ons gebruik altyd Tiaan Gildnys, is baie lief om dit gebruik in al sy preke begin basies met daar het ek nou so lank klas opgesê. So kom ons lees hom gou uit 2 Korintiërs. Wat is dit? 2 Korintiërs 1 vers. Also. Nee, nou het ek vergeet om te sê wat hy skryf. Wat is daai met altyd gebruik? Skryf jy niks anders as wat jy lees? Vers 13. Ja. 2 vers 13. Ek dink ja. Sê gou hierso. 2 Korintiërs 2 vers 13. Nee, is ook nie hy nie. O, vers 13. Nee, is ook nie hy nie. Maar wat sê dat ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ek verstaan en ek hoop julle sal dit tot die einde te verstaan. Ja. En dit staan net so nou genoeg in die ou vertaling en in die King James. Ja. In die nuwe vertaling staan daar, as hoop jy sal dit eendag verstaan. Ja. Dis 1 Korintiërs. Maar Baie groot verskil dan. baie groot verskil, Joe. Ja, hierso 1 Korintiërs is mense wyse nee, dan kry kom en dan gaan nou kry. Moenie worry nie. Maar skryf van julle niks anders as wat jy lees of ook verstaan nie en ons hoop jy sal dit tot die einde toe. 2 Korintiërs 2 Korintiërs. Dankie Amber. Dis hoekom ons jou het. 2 Korintiërs 2 vers 13. Maar ek het hom nou nie opgemaak, ek het hom nie gekry nie. 2 Korintiërs 2 1, daar sê, dis hoekom ek hom nie kry nie. Ekskuus Tiaan gaan nou raas met my as hy hierdie hoor, want ek meen ons moet hierdie ken. Hoor wat sê, want ons skryf van julle, so dis 2 Korintiërs 1 vers 13. Want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Kom ons lees gou 'n bietjie wat sê die nuwe vertalings. Kom ons vat byvoorbeeld nou die ISV. Hy sê, for what we are writing to you is nothing more than what you can read and also understand. I hope you will understand it completely. Hy sê dit goed. Ja. Hy sê dit goed. Maar ek weet van die nuwer is, sê wat sê die ESV, for we are not writing to you anything other than what you read and understand, and I hope you fully understand. Just as you did partially understand. As hy gooi my bietjie hoor. So ek verstaan nie lekker wat hy daar sê nie, maar ek kan dit vat uit die ou vertaling uit hierdie grondteks uit. Ons skryf aan julle niks anders as wat ons lees of ook verstaan nie, en ons hoop jy sal dit in verstaan. So as Paulus sê dit en as Jesus sê dit, dan is dit. Ja, daar's baie metafore, daar's al daai tipe goeders. Maar ons kan die woord vat vir die waarheid en dis waar ons vandag wil gesels. And there was nooit said die Here het it was never his goal to make it complicated. As kinders dit in sy hart kan verstaan en jy moet dit vat soos wat dit daar sê. Ek glo dit ook. En dis wat hy gesê het in John 14:6. Ja. Where he says Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. And that word the in Afrikaans is 'n die, beteken daar is net een. Daar is nie 'n ander waarheid nie. Jy het nie jou waarheid en Dylan het sy waarheid en ek het my waarheid nie. Daar's een waarheid. En hierdie is die maatstaf. This is the measuring stick. Ja. To everything. Jy kan dit nie omdat en I understand how that some people grow up in a difficult circumstance and some people go through difficult circumstances. But what has happened a lot of the time is then they've made that their truth. Because I grew up like this, then this is true. About people, about church, about God, and that's not true. Verstaan jy, as jy nou deur 'n kerk seer gemaak het, of deur 'n kerk seer gemaak is, of 'n leier, baie mense sal dit hulle waarheid maak, en alle kerke sal in daai waarheid val, maar dis nie die waarheid nie, dis 'n leuen van die vyand. And that's why there's one, so as ons
iets nou gebeur, dan gaan ons terug na hierdie toe. En ons, we measure it to what the word of God says. And then that's the truth. Ek dink as ek hier nou gepraat het daaroor voor die tyd, ons gepraat oor John Ramirez. Dis ons John Ramirez, nee? Ja. En ek het toe nou nog nooit van sy goed geluister. Ek het gister die eerste keer iets van hom geluister wat hy met Vlad praat en ek weet nie, ek kan Vlad se van hom nie lekker uitspreek nie, maar in elk geval Wilczyk. Maar in elk geval, en ek hou nie daarvan om na sulke ouens te luister eintlik nie, maar ek het toe nou gister net gelei gevoel om te luister. Dis my podcast nou vir die dag. Dit is nou 'n lang onderhoud, amper 2 ure. Jesus, en hy het 'n mooi ding gesê daar. En dit was toe nou awesome om te luister. Asseblief gaan check dit uit, dit is baie goed. As ek jou gesê het, tot ou Gibbs het gisteraan saam met my dit gekyk. Jy weet, hy sê vir my die eerste teaching wat ek vir hom opsit, "Pappa, dis baie boring." Toe sit ek nou iets oor satanisme opkyk, dan is almal se aandag daar, jy weet. Hy love it nou. Maar hy het daar gesê, hy het nie 'n Christen geword nou van satanisme afgekom, regte satanis, nie 'n fly by night pion ou wat sê hy was daai bietjie gespeel met dit. Nee, hy was actually diep in. Ja. Nee? Ja, hy het sy siel verkoop. En hy het gesê hy het nie kerk Christenskap om hemel toe te gaan nie. Hy doen dit omdat hy lief is vir Jesus. Ja. So ek glo as jy regtig 'n verhouding het, ons praat nou oor die 7 kerke, het 'n eerste liefde wat jy nie afskeep nie. Dan moet mense in die kerk maak jy hoeseer, maar jy nie pla nie, want jy het Jesus. Jy kan nie kwaad wees vir kerke en mense nie, want jy het Jesus. Ja. Hy is jou first love. Mense gaan jou altyd teleurstel. Altyd. Altyd. Ek meen, kyk hoe ek die ouens nou teleurgestel. Ek het 1 Korintiërs 1 vers 13 vergeet. Ek meen, dis 'n skrif wat ek baie geken, maar in elk geval, mense gaan jou altyd teleurstel, maar jou eerste liefde is die waarheid. En ek glo nie, as daai nie, gaan jy altyd sukkel. Ja. Jy gaan altyd krities wees, is dit nou nie, maar as jy in hom vasgeloop, so John Ramirez is nou vasgeloop, hy het die duiwel goed geken, Ja. hy sê ook, as hy in 'n vertrek sit en die duiwel kom aan, dan kan hy voel, ek voel sy presence, maar nou is dit anders, nou is dit Jesus. Ja. So, ons default setting moet die waarheid wees van hom en daai verhouding, daai ontmoeting. En daai expectation. Weet jy wat die groot ding mee, en dit sluit by die waarheid in, maar wat is jou verwagting? As jy vir iemand bid met kanker, wat is jou verwagting? Ja. Want ek het dit al met myself ervaar, dan bid ek vir iemand, en dan is daar genesing, en dan is ek amper geskok. Sjoesie, dis nice. Ja. Maar dit moet nie die verwagting wees nie, as ek nou so bid en ek ken die waarheid, en ek is in die waarheid, en ek is in hierdie love relationship met hom, dan bid ek vir iemand en my expectation must be that they healed. Dis hoe ek dit sien. Verstaan? Dit het baie te doen met verwagting ook. Wat is jou verwagting in hierdie verhouding? Ja. Is it just to get to heaven, of is it soos wat jy sê, where you just absolutely in love with Jesus? Ek meen, niks kan daai verhouding dan bied nie, want anders is net godsdienst. Is dit net, dan gaan jy deur rituele, kerk toe gaan is 'n ritueel. Worship is 'n ritueel. En is 'n Bybel lees tradisie. is 'n ritueel. Ek meen, elke keer as jy daai intieme verhouding het met Jesus, dan is Bybel lees nie 'n ritueel nie. Ja. Selfs geestelike boeke te lees is nie 'n ritueel nie. Jy kry nuggets daaruit. Ja. Jesus praat met jou deur, soos ek nou gister met geen verwagting na hierdie podcast geluister nie. Omdat ek lief is vir Jesus, het die Here my gepraat deur daai. Ja. Hy het mooi met my gepraat oor. En wat 'n bediening hulle ou. Mens moet meer bid vir hom, want ek meen hy kry baie shots en hy's moeg. Ja. Want hy travel baie en sy humbleness toe hy op die einde vir Vlad sê, as hy nie Jesus ontmoet het nie, kon hy nie vandag sit, en hy is self 'n baie bekende ou, saam met Vlad nie. En hy sê, wat 'n voorreg om saam met iemand te sit op 'n podcast wat net so lief is vir Jesus. Ja. En jy sal nooit sulke mense ontmoet as jy nie self lief is vir Jesus nie. Ja. En hy sê, dis die grootste geskenk wat jy kan kry, om saam met mense te operate wat almal lief is vir Jesus. En dit is opbouend. Ja. Jy kom dit nie eens agter nie, maar as jy klaar is daar of klaar is saam met daai mense, dis hoekom ek ook sê dis baie belangrik who you surround yourself with. Ja. Want as jy klaar is in daai conversation of daai tyd saam, jy's opgebou. Ja. Dis wat Heilige Gees doen. Dis hoekom hy likes relationship. Toe jy nou gesê het, hierdie skrif gebruik het Sondag, Johannes 14 sê, ek net Afrikaans op lees, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die waarheid, soos jy gesê het, die lewe, niemand kom na my toe behalwe deur, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die enigste deur, maar hy is die waarheid
en hy's die lewe. Nou, toe ek hier neergeskryf Sondag, dat as jy 1 Korintiërs 13 lees, dan lees ons van die liefde. Ja. Nou baie mense kan veroordeeld voel as jy daai lees, want jy sê, ek het nie daai liefde nie. Ja. Ja, maar daai liefde is die liefde, dis Jesus. Ja. Dis nice. Hy is die liefde. Hy is 1 Korintiërs 13. Ek moet daai liefde hê. Hoe kry ek daai liefde? Deur natuurlik weergebore te wees, sodat hy die trooster kan, wat hy gestuur het, in jou kan inkom, en dan leer jy deur eerste liefde te behou, te kweek, tyd te spandeer, Ja. kry jy, dan werk die liefde deur jou, of hy gaan nie deur jou werk nie, maar dan gaan jy gaan nie lief wees vir mense nie, want hy is ontsettend lief vir mense. Ja. Hy is lief vir die sondaars, eerstens. Ek het nou die dag, weet nie waar ek gepraat nie, is oor Jakobus gepraat het, Jakobus 1 en 2, hy is ontsettend lief vir die armes. Want hy het aarde toe gekom as 'n arme. Ja. Hy het nie 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. Hy het nie eens geld gehad om die tempelbelasting te betaal, hy moet Petrus stuur om 'n vis te vang om munt uit te kry. Nee? So, as daai persoon van Jesus nie in jou is nie, gaan jy nooit inkom. Jy kan, die liefde is dit, en dan dink jy in jou verhouding wat jy gehad het met daai girl op Valentynsdag. Dis nie die liefde nie. Die liefde is nie 'n rooi hartjie met 'n bos blomme. Net daai is jou verhouding wat jy kweek saam met jou vrou, jou geliefde, wat ook al. Maar die liefde wat ek en jy nodig het om deur hierdie wêreld te gaan, waar mense jou seermaak, in die rug steek, al daai tipe goed, mekaar judge, condemn, in die kerk praat. Ek praat nou nie van satanisme, hulle is nie so taaf op ons soos wat die kerk is nie, ja. Nee, maar die liefde te hê. Ja. Ek meen, die waarheid, Ja. die weg. Nou, ek wil net sê, omdat ons nou 'n studie van Johannes ook gedoen het laas jaar, is daai is een van 7 I am statements. So, en dis vir my mooi, nee. Ek gaan nie daarop ingaan nie, maar gaan check dit uit. Johannes het 7 ek is, of I am the truth. En ek gaan dit nou in Engels butcher, maar in elk geval, ek is die weg en die waarheid. Ek is die ware wynstok. Ja. Al daai tipe goed. 7 ek is statements wat hy sê ek is. Ek is die ek is wat by die brandende bos was by Moses. Ja. Dis ek. Ja, maar hoe kan jy sê jy ken vir Abraham? Jy's dan nog nie eers 40 jaar oud nie. Hy sê voor Abraham was ek. Ja. Hy's God. En as jy daai nie snap nie, waarom sê vir my, wys my waar Jesus God is. Lees net Johannes. Hy sê 7 keer I am. Ja. En hy sê ook, Jesus sê van homself, voor Abraham was ek. Yes, dis my awesome. Nee, ek sê, en dis hoekom ek bedoel, dis die waarheid. Dis die waarheid. Daar is 'n ander waarheid. Daar is die ander waarheid. En dan dis hoekom dit so belangrik is, want die vyand kom met half truths. En die wêreld is lief om, en die kerk is lief om te talk about half truths. You get truth and you get lies. There is no half truth. Daar's no half truth. Daai is 'n watered down, let's make ourselves feel better tipe comment. Daai klink soos compromise. Dit klink soos compromise, ja. Dit klink soos lukewarm. Dit klink soos lukewarm. Want jy kry die waarheid en dis die woord en Jesus, en dan kry jy leuns en dis die duiwel. Ja. And that's what he talks about in John 8:44. Ja. But if you go read from verse, gou vir jou lees hierso. If you read it from verse 42 to 47, he says the following. He's talking about Abraham's seed and Satan's. But he says from verse 42, Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God, nor have I come of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. So daar is nie 'n half truth nie. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. But because I tell the truth, you do not believe me. Which of you convicts me of sin? And if I tell the truth, why do you not believe me? He who is of God hears God's words. Therefore, you do not hear because you are not of God. Daai is Hier is my mooi. Ek het hom lank terug, en ek werk nog aan iets hieroor wat die Here my gepraat het,
wat hy sê in Johannes 8:43, toe ook iets oor die waarheid gepreek het, iewers, ek weet nie waar nie, Johannes 8:43, in Afrikaans sê hy, waarom ken julle my spraak nie? So, dit het gegaan met Graham Cooke, het lang terug 'n teaching uitgebring, a certain sound. Nou God, in hierdie tyd, wat ons nou weet is baie die mekaar, en ons klomp goed in die kerk, en gloed in die wêreld, en nou allemaal sprake van 'n derde wêreldoorlog, wars and rumors of wars, Ja. in elk geval, en wanneer jy Israel sien, omsingel deur sy vande, lift up your eyes, because your redemption is near, en dan kom die skrif my op, soos die weerlig van die ooste en die wes, ons moet cloud watchers nou wees, soos oom Angus sê, nee, maar in elk geval, waarom ken jy my spraak nie? As ons sy woord glo as waarheid, gaan ons sy stem hoor. En is daai ding wat hy sê, is a certain sound, vir God se kinders, wat die eerste liefde het, en dit kweek deur jou verhouding met Heilige Gees, gaan jy gaan hom hoor. En jy gaan hom nie hoor, as jy nie daar is nie. Nee, en as jy nie daai tyd spandeer nie, nee. As jy gaan lees in Johannes, jy sê hy, the sheep recognize the shepherd's voice. Yeah. Why do they recognize it? Because they spend time with the shepherd. Yeah. They're with him every day. They hear his voice every day. Amen. That's why they recognize it. En dis dieselfde vir dis vir ons daai. Hoeveel tyd spandeer ons met hom? Want en ek's baie geconvict daarin. Veral as dit nou besig raak as jy plant of stroop of wat ook al die geval mag wees, spandeer ek nog tyd. Want ek moet sy stem herken. I must recognize his voice. Net soos wat die skape die shepherd's voice herken. So Jy het self 'n paar voorbeelde ook gebruik Sondag, en hoe die Here met jou praat as hy dalk vir jou 'n bietjie wil reghelp. En dan kan jy tot sy stem hoor deur jou vrou se stem. Nee? ja. Dit is David Pawson wat ek luister wat gepraat oor teachers, en hy sê gelukkig vir elke teacher wat God oprig, sit hy 'n sterk vrou langs wat vir hom sê, as hy sit by die dinner table en sy sê vir hom, oor wat jy laas Sondag gepreek het, ek kan nie sien dat jy dit eintlik toepas in jou lewe nie. Jy weet, en hoeveel Shots keer fired. kry jy shots fired? En dit is so, jy word gecheck op dit wat jy preek, Ja. nee? So, dis nou maklik, en dis is die waarheid wat hy sê van teachers. Almal like om mense iets te teach, want jy voel jy wil mense iets teach wat hulle nou nie weet. Ja. Maar dit moet nie in jou hart Nee. wees. En hy sê ware ding, ek het nou met Amberle gedeel, hy sê ware ding, hy sê, hy's net 'n hoofstuk voor die wie hy teach. Verstaan jy? So, Ja. ek wat nou Jakobus vir Ja. die vrouens, ek's net 'n hoofstuk voor hulle. Ja. Want hulle vang nou op, ons gee nou vir hulle hoofstuk 3, of hoofstuk 2 laasweek, tweede gedeelte. So, nou is hulle, ons is op dieselfde bladsy, ek is Ja. besig om hoofstuk 3 voor te wees, al my navorsing, is nou my werk om dit te doen en so aan, maar ek's net 'n hoofstuk voor hulle. Ja. Maar jy kry baie mense wat dit misbruik, Ja. en dan jy wil mense teach. Ek het dit baie gesien in die polisie en die weermag, as hy dinge streep kry, hy's net so 'n jaar voor jou, maar nou is hy die man, Ja. weet, en hy gaan daai mannetjies nou drill, wat nie weet wat hy weet, jy weet, jy gaan galop, Ja, nee, nee, en dit moet nie in ons hart wees nie, Nee. want as ons die liefde het, en God met al sy grace, gebruik jou, om te teach, be humble, Oef. want daar's Okay. soos Jakobus 3 sê, daar's 'n groter judgment op jou wat teach meneertjie, wat as enige anderste. Daai is so big. Want jy's supposed to be, laat my lammers vy, pas my skape op, en laat my skape vy. So jy's supposed to be, om die skape kos te gee wat hulle kan digest, wat relatable is, en daai discernment te kan hê, om dit so toe te pas. So dit is nooit maklik, en jy het nou gepraat van, om Sondag se diens vir jou voor te berei, dit is 'n hele week van worstel met goed bymekaar probeer kry, sodat jy dit kan relatable maak vir die mense vir wie jy dit gee. So dis nie maklik om dan met so 'n persoon saam te leef op so Saterdag. As jy dit ernstig opvat. Want ek meen, jy is heeltyd, Ja. is daar iets wat jou dring Ja. tot om die beste te kan gee wat jy moet gee. En dan is dit nie maklik nie. Nee. Dis nie En maklik. dit is nie maklik vir almal om jou ook nie. Nee, dis nie maklik vir Nee. mense om jou nie. En dis nou net daar. Dis waarom dit kom wat die woord so mooi sê in Petrus, en hy sê dit in baie plekke. Eers naaste liefde, dan die liefde vir die ander, né? So om daai groep te kan behou wat om jou is,
en hulle nie afvallig te maak van die woord nie, omdat jy 'n suursous is. Verstaan jy? As dit is wat die Bybel aan my pa doen. Ja, presies. Daai ding. Jy is nou versigtig, hè? Hy is genuine so. Ja, nee, as met dit is En die groot ding, jy moet humble wees as jy teach, but you have to be teachable. Jy moet daai gebed bid, as teacher. Ek sê jy moet teachable wees, want ons kan lewe tot ons 3 miljoen jaar oud is en ons gaan nie alles weet nie. Ja, dit is onmoontlik. Die waarheid van die woord, geestelik, so diep. Ja. En jy kan, ons gebruik altyd maar Johannes as voorbeeld, jy kan Johannes oor en oor lees, en Chuck Missler sê altyd, en hy het die aanhaling nou weer van 'n ander teoloog afgekry wat gesê het, dat Johannes, en dit is nou sommer vrylik vertaal in Afrikaans, dat Johannes is so vlak, kan so vlak wees dat 'n kind in hom kan sit en speel. Maar hy kan so diep wees dat 'n teoloog in hom verdrink. Dis hoekom Johannes dan vergelyk word met die 4 lewende wesens met die arend, en hoe hoog kan 'n arend gaan? Nee? Dis hoe diep Johannes kan wees. Jy weet, as jy hoef net te fokus op die 7 I am statements, en bietjie gaan huiswerk doen oor daai. Nee, dis diep. Nee, en as jy daai met die hulp van die Gees van God lees, en jy kan nog steeds nie verstaan dat Jesus God is nie. God self, soos die getuienis wat geluister het vroeër die week van my broer het vir my gestuur, van 'n moslim, en hoe hy van kind af geleer het om Allah te behaag. Alles wat hy moes doen. Tot op 'n dag wat hy by padblokkade gevang is, hy 16. Hy doen alles reg. En hy is van Iran af. En die polisiemanne ry net alkohol daaronder. En hy dink sê jy kan nie vir Allah, mag nie alkohol gebruik nie, maar iemand het alkohol gebruik in die kar al. Al hy seuns daar uit, hulle met stokke geslaan, toegesluit, alles. Dit Allah is. As dit Allah se mense is. Hy doen nou alles reg, dan kry hy pak slaap. En so het sy journey begin om na hierdie God van liefde. Nou Allah pak slaap, jy moet doen. Soos John Ramirez ook sê vir Satan, né? Hy moes nogal betaal ook vir die initiasies, né? En hy moes deur die initiasies gaan, sy tong is gesny. Onderste bo kruis op sy kopvel bo, hare groei toe. Al die pyn, hulle met stafstukke sny soos daai Baal-profete met Elia. En al goed, dis net bloed en is seer. Net om dat Satan jou like dat jy nou moet inkom. Waar ons Messias, die koning van konings, verniet. Ja. You must receive it. Huh? You must receive it. Maar is verniet. Jy hoef jouself nie te sny nie. Jy hoef nie beads te recite 7 keer 'n dag nie. Jy hoef nie jouself te sny nie. Jy hoef nie hesseem te dra en jouself met 'n lat te slaan op jou rug soos baie ouens doen nie. Jy hoef nie op jou knie op trappies te loop en goed te recite nie. Dis verniet. Dit's verniet. Grace. Totally for free. Wat 'n God, nie een van daai gode, Satan ingesluit, sal afkom aarde toe en doodgaan vir ander mense. Nooit nie. Mense wat hom reject. Ja, mense wat hom reject. Dis die waarheid. Kom as 'n babietjie. From all that majesty and wonder, and kom as 'n babietjie vir mense wat nee, dankie. Dankie maar nee, dankie. Ja. And that's where you have to receive the love of the truth. Dis like 2 Thessalonians 2 verse 10. Ons gaan hom toe. Ja, maar jy lees dit so van, ek lees dit van vers 8 af. 2 Thessalonians 2 verse 10, maar ek gaan hom van 8 af lees tot 12. Maar hy sê so he's talking about the lawless one and so on. And then he says, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, so it is counterfeit miracles, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. Yeah. It was given, but it wasn't. They didn't receive it. They declined it. So you can then be deceived. Yeah. Because you don't receive the truth. Ja. En jy's ek dink die deceive in Afrikaans is mislei. Mislei. Ja, jy's mislei. Ja. En John Bevere sê altyd the problem with deception is it's deceiving. Jy gaan dink jy's reg. Ja, dis die probleem. Jy gaan dink jy's reg, jy gaan dink jy's op die regte pad. En dit is net hy gee dit vir ons en dis wat ons nou sien. Selfs in die kerk sien jy dat mense dit nie meer soek nie. They don't receive it. En daar's 'n hele deception, and deception's got to do with lies. En waar kom leuns vandaan? Satan.
Maar wat trots betrokke is, gaan jy deceive word, al is jy 'n leraar. Ja. Jy gaan deceive word, want God het niks doen met trots nie. I mean, hy het nie trots in hom nie. Hy kon gehaat het. Hy kon aarde toe gekom het, op 'n perd gery toe ry op 'n donkie. Ja. So daar's nie by hom pride nie. Daar's nie by hom pride as julle noem my leermeester en julle is reg, so Johannes 13. Ja. Maar ek wys nou vir julle die way. Ja. Die way is op jou knie en voete was. Dis die tipe ministry wat jy moet hê. Servant. Nee, jy moet 'n servant wees. So jy kan deceive word as jy trots het. As soek jy die waarheid. Maar ek het net nie neergeskryf het gesê het, so, jy word verlei, is mooi in Afrikaans, want jy het geen liefde vir die waarheid. Ja. En ek verstaan dat in die wêreld nou, as jy nou die Here nie ken nie, en jy hoor van hierdie Jesus freaks, en hierdie ou en is my nou laat glo, maar wat ek sê, wil jy my nou laat glo in 'n ou met 'n wit kleed met skoenlappertjies hier om hom. Wil jy my nou laat man regtig man? Hè? Ja, Maar dis nie die kinderbybel om voor. Ja, maar dis nie hoe hy lyk. Dis nie hoe hy is nie. Maar hierdie Messias wat eintlik 'n kryger is, wat 'n warrior is. Ja. Kom wys vir ons wat is 'n warrior deur humble te wees. Ja. Hy het nie by die CrossFit uitgehang en al daai goed. Nie dat daar nou fout is met dit nie. Ek spot hom maar net sommer. Hy het nie soveel gebenchpress en soveel gesquat en al daai tipe goed. Ja. Om te voel hy's manlik nie. Ja. En hy het liefde gegee. En ek dink en ek skiet self tekort daarin. Daar's niks wat jy jou seuns beter kan wys as om net lief te wees vir hom. And he's the ultimate man. Jesus was Ja. the ultimate man. Man. My seuns is nie ge-worry oor toe hulle nou kleiner was, as ek nou 'n bullseye heeltyd skiet of hulle nie. Of as ek 'n bok moet kwes, nou hemel weet, ons moet dit net nie doen nie, maar my manlikheid was nie daar bewys nie. Die manlikheid word bewys deur die liefde wat jy vir hulle gee Ja. en nie drukkies en die goed en hoe jy jou vrou behandel. Ja. En ons almal skiet baie kort daarin, maar ons probeer as ouers, so kom ek in bevryding, en ons het hierdie, ek weet nie by hierdie skrif gaan nie, Johannes 8:32, want ons gebruik dit in bevryding, wat sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid maak jou vry. Ja. So ek's baie lief vir daai skrif, maar die waarheid is, ek sê altyd vir hulle, onthou net nie, jou aardse pa en ma, maak foute. Ons sê goed wat ons nie moet sê nie, harde dag gehad, jy haal dit op hulle uit, wat ook al, maar jou hemelse pa, Ja, he's always. hy is altyd dieselfde. En hy gaan jou nooit, he's never going to leave you or forsake you. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy lief is vir die waarheid en lief is vir hom and you cleave onto him. En nou is nou 'n lang Engelse woord, maar jy heg jouself aan hom. Want jy kan jouself nie aan 'n leier heg nie. Nee, kan. Because they're going to misrepresent Jesus, possibly. Iewers. So en dis hoekom baie mense seer word, want hulle heg hulle self aan iemand en nie Jesus nie. En Jesus gets misrepresented and then dis wat ek nou gesê, daai persoon skep hulle eie waarheid wat hulle dink is waarheid oor kerk, oor mense, oor leiers, but it's not the truth. Ja. En dis hoekom dit so die duiwel kom net met 'n klein dingetjie, hy hoef net so bietjie te draai. Ja. En dan is dit nie meer waarheid nie. En dan is dit 'n leuen. Dis daai wat ek en jy nou ons nou met leiers meeting geluister, daai lean into. Ja. As ons nie gaan lean into die waarheid van hom nie, geestelik, liefde, grace, alles gaan ons lean na wat is die woord in Afrikaans? Ons gaan lean na normaal. Wat is dit? Menslikheid. Ja. Jy weet, menslike kennis. Natural. Ja, natural. Ons gaan naturally to lean. Ons moet lean in daai truth in daai grace in. Anders te gaan ons as ons one-on-one met mense moet praat, gaan ek op my kennis gaan. In plaas daarvan om vir hom te vra wat die waarheid is. Here, wat is die waarheid oor hierdie persoon se lewe? Ja. En dan sal hy dit vir jou wys. Anders dan gaan jy ja, nee, ons het 'n groot verantwoordelikheid en praat daarvan nou Johannes 8:32 en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So wanneer ons mense bedien, dan is daar baie keer leuns wat hulle glo meeste van die keer. Ja. Skanse op 2 Korintiërs 10:3 dis 'n skanse opgewerp teen die kennis van God. So deur die waarheid te praat met mense uit die woord uit. Ja, baie mense sê maar
as ek mense bedien, dan vra ek van watter kerk af kom jy, wat ook al, ek net 'n bietjie agtergrond en dan weet ek met hulle teologie watter skanse is daar. So as 'n persoon vir my sê hy kom van die kerk af, so die denominasie, dan het ek myself nou al geleer wat mense glo. Daar's 'n baie goeie boek daar buite van Val Waldeck, What Do They Believe? Nou praat sy van, ek kan nou nie alles sê, ek kan maar seker sê, sektes, nee, wat die ouens glo. En so as so 'n persoon dan nou voor jou sit, dan weet jy, okay, ek gaan met hierdie waarheid moet kom van die woord, om daai skans af te breek. Ja. Nee, ek hoor dit jy sê, maar kom ek sê vir jou wie is Jesus regtig? Ja. En as hulle daai waarheid met die hulp van die Gees natuurlik, want ek kan vir niemand se hart oopbreek vir die waarheid nie, God doen dit. Hy doen die besnydenis van die hart. Maar hy het my nodig om net die waarheid te gee, paar goed reg te trek. Selfs as alles mense so se teologie 100%, kom mense in lokvalle wat die vyand stel. Ja. En net sê, hoorie, kom ons gaan net 'n bietjie terug. Die waarheid is, hy het jou nie gees van vrees agtergehou. Hoekom het jy nou so lank vrees gevat? Jy's nou al hier. Kom ons kyk waar dit begin. En so kom hy en dan kry jy die waarheid en dan maak die waarheid jou vry as jy oop is vir dit. Ja. Maar gewoonlik as mense na ons toe kom, is hulle klaar oop, hulle is ook al, Ja. né? So dan hoor, nee, sê, ek het dit nog nooit so gesien nie. Ek sê, maar jy het alleen geglo, want dit wat jy gesien het, staan nie in die woord nie. Mense het met tradisie en gemors al so gedistort. Ja. Daai halftroef het toe 'n hele troef geword. Ja. Want soos jy sê, die vyand kom net met, soos met Eva, het hy regtig gesê, dat, moenie daar nie hy het gesê. Ja. Sy moes daar kon sê nie hy het gesê. Maar toe sê sy, come to think about it, en dan as hy gone. En dan begin hy met jou, dan snowball dit. Nou, weg van die waarheid. Ja. En die een ding wat die waarheid gaan doen is, dit gaan jou konfronteer. Ja. En dan, as it confronts you, you have to make a choice. Ons het nou gepraat oor besluit, ek kan nie onthou oor wat nie. But as it confronts you, you're going to have to make a choice. Liefde is confrontational, die woord is confrontational, want jy sien ons word geconvict. And then, when that truth comes, this is actually what God's saying. Then I must decide, which way am I leaning to? En dis die storie wat, die storie in die woord wat my al, so dis in al 4 Gospels, maar as jy gaan lees van Johannes 18 van 1 tot 11, ek gaan dit nie lees nie, but it comes down to, that's the betrayal of Jesus. Ja. And they come it's a whole group of men. One of the Gospels says it's troops, and they come to Jesus and they say, he says, who are you looking for? And they say, Jesus of Nazareth. And he says, I am he. And as he says that, they all fall backwards. So that the power in who he says he is, they all fall backwards. So daar is die eerste keer wat hulle gekonfront word met die waarheid. Ja. And they just carry on going. I mean, you can imagine, ons moet onsself sit, hierdie is nie 'n storieboek nie, hierdie is nie fairy tales, jy moet jouself daar sit. So jy kom nou met 'n klomp ouens swaarde, allerhande goed, en hulle sê, Jesus vra, wie soek julle? En hy sê, dit is ek. En jy val almal agtertoe. Niemand doen niks nie, maar jy val agtertoe. That's powerful. But they stand up and he says, I told you, it's me. Ja. And Peter rips out his sword and cuts off Malchus, the servant's ear. Ja. And if you go read Luke in verse 51, I can't remember which chapter, but it's the same story. He says, Jesus touched his ear and he was healed. These oaks, everybody there, the second time they're confronted with the truth, see how Jesus touches his ear and it's healed. Ja. Sy oor is weer daar. So twice in a small time period while they're arresting Jesus, they are confronted by truth. He's Jesus, he's the Messiah. Miracles, everything. And they choose to deny it. And that is hardness of heart. Ja. Is one of the big things there. And nee, maar hierdie is wat ek glo en hierdie is die waarheid. As dit nie met die woord saamstem nie, is dit nie die waarheid nie. Ja. It is what it is. So it's either a wrong tradition or whatever the case may be. But if it's not measuring up to what the Word of God says, then it's not truth. And just like these oaks, how many people now aren't confronted by truth and they still say no? They see miracles, they hear amazing sermons, they actually, they see Holy Spirit moving. Jy kan dit voel as Heilige Gees werk. Verseker. Jy kan dit sien, jy kan al hierdie goed, maar hulle besluit, nee, want dis nie vir hulle nie. Was 'n goeie teaching daar wat jy sê van hardness of heart van Andrew Womack.
En hy het die voorbeeld gebruik wat hy daai tyd om in die lewe te bly toe nog huise ook geverf. En hy verf vir die een vrou en hulle begin toe 'n bietjie conversation, maar sy is toe van 'n sekere denominasie. En hy begin met haar oor die gospel gesels en sy sê, maar is dit in die Bybel? Ja, want hy praat toe nou van healing of iets. Kan nie onthou wat het was, die healing of baptism of the Holy Spirit of zoiets, of in tale praat, kan nie onthou wat het was. Hy sê, is in die Bybel. Ja, maar laat meeste van die goed in die Bybel laat hulle nie pad kom van hulle tradisie nie. Net so. Hè? Moet jy vir hart met jou hart wees, en jy laat eerder tradisie in die pad staan van die waarheid. En dis hoekom hulle baie ouens van ons sê, julle is 'n sekte, en sulke tipe goed. Ons glo net die waarheid. Ja, ons gaan verby begin, ons skiep tradisie, ons stuur dit uit die pad uit. Ek moet nou eers, ja, maar onthou nou, pastoor op Dome het gesê, wie is hy? Ja. Is hy Jesus? Ja. En dis nie 'n rebellie nie. Nee, dis nie 'n rebellie nie. Dis nie 'n rebellie teen mense of iets of wat ook al nie, maar dis net 'n soeke na waarheid. En dis wat dit moet wees, en dit is 'n liefde vir waarheid. You want more of it, you desire it. As jy Suid-Afrika vat nou 2026. Ek kom nou uit die Afrikaner geskiedenis uit. Ek het groot geword in 'n sekere manier van dink oor die gospel. Ek nie eers gospel genoem nie, oor die Bybel dan. Oor kerk. Ek sal nie sê eers Bybel nie, oor kerk. Dis hoe ek gedink het oor kerk. Was dit 'n tradisie waarna ek groot geword het. Met sekere maniere. Nie dat ek aan belang gestel het nie, maar ek was nou daar. En dit is amper net so erg, indien nie erger, as toe Jesus gekom het, en Johannes 1, hy het na sy eienaam gekom, en sy eienaam het hom verwerp. Nou, niemand hom gesoek nie. Want hulle was so besig met hierdie sisteem. Hulle het die tempel gerun of nout. Ja. Nee? En die waarheid kom aarde toe, en hulle reject die waarheid. Ja. Hulle mis hom. Hulle mis hom completely. Hulle mis die profeseë, hulle mis alles. En dis waar my sê, maar ek is nou hier, maar hoekom ken julle nie my spraak nie? Ja. En dis nou so. Heilige Gees gaan alle tradisie afbreek. Ja. Maar hoekom ken julle nie sy spraak? Verstaan jy? En vandag nog. Vandag, dis daai twee gelykenisse. Die ene Matteus van die maaltyd, en daar sê, maar ek praat van julle, die Jode. Lukas se maaltyd is met Christene vandag. Hoor ek nooi julle uit na bruilofsmaal. Ja. Nee, ek het nuwe osse gekoop, is in die pad, dit, of daar's klomp goed wat in die pad is. As jy wel genooi, die ouens op straat, gaan na die prostituie toe, gaan na die dronkaards toe, gaan na die eenvoudige mens. Ja. En ek gaan hulle uitnooi. En hulle gaan sy spraak erken. Onthou, wat was jou definisie van tradisie so 'n paar maande terug? Nee, sê vir my, ek het top goed kwyt, kan ek nie onthou wat ek al sê. Tradition is the peer pressure from dead people. Ja, peer dit is, ja. En dis die waarheid, ja. En dit's religion. Ja. En dis soos 'n boom sonder vrugte, baie mooi blare, ja, maar niks vrugte nie. So, you must love the truth. Ek het byvoorbeeld tradisie hou mense so vas. Toe ek ook toe nou wegbreek uit tradisie uit. En ek gaan sien my leraar daai tyd om die regte ding om te doen as jy 'n plek verlaat, kyk mense in die oë. En net waar stuur 'n e-mail. Ek en my vrou het goed gedink. Ja, maar dit kry bietjie guts, né? Kry bietjie guts. Gaan na die persoon toe sê, "Hoor, ons stem nie saam oor hierdie nie." En dis hoekom ons eerder liefs dan nou na pastoor so en so toe te gaan. Ja. Verstaan jy? Nie net jou plek los nie, kry maniere. Ja. Maar ek gaan toe nou, ek het nou maniere, want dit is vir my gesê, dis hoe ek dit moet doen. En ek gaan toe na hom toe en ek sê toe, ek gaan die kerk verlaat. Wat ek het? Nee, ek gaan die kerk, so en so kerk van Suid-Afrika verlaat. Nie van die dorp nie, van Suid-Afrika. Hy sê vir my, maar wie gaan jou begrawe? Ek sê, ek weet nie, seker maar Bonnie, want ek is toen saam met Bonnie hulle by Touching Hearts. Bonnie gaan my begrawe. Seker maar mense is so 'n tradisie. As ek hierdie nou moet los, peer pressure from dead people. Wie gaan my begrawe?
wie gaan my kinders doop? Wie gaan my met 'n so tradisie Ja. wat jou vashou om by die waarheid uit te kom. Ja, Dis tough. that's rough, eh? Dis baie rof. Baie rof. En in God is daar vrede. Ja. Who gives a rip? Wie gaan my begrawe? Ja, Ek gaan by die Here wees. ja, Ja, ons moet seker nou maar 'n bietjie reëlings tref dat Elsie nou nie sit met die klomp gemors en alles nie, maar ja. ek meen asof dit nou enigiets Daai moet bepaal. nie, ja, that mustn't be the reason you make Maar- some pretty serious decisions. Ja, maar tradisie. Dit vat guts, nê? Maar die Here se Heilige Gees sê om jou tradisie te los. Ja, Want oupa en ouma was daar, oupa Grootjie was daar, daar almal was ouderlinge. En pa en ma was daar. En baie mense wat die waarheid kry van die doop. Nou is daar peer pressure, mag nog steeds my babatjie doop. ja, Want ek meen, nou ek gaan dit maar net doen om almal happy te hou. ja. Nee, Jesus is calling you out to the waters, né? Nou daai liedjie van Hillsong, daai woord, dit is my gunsteling soms. Want ek verstaan die diepte van dit ook. ja. Hy call jou uit om op die water te kom loop. En daai is nie ligte boring. Oef, nee. Jy weet, ons almal moes uit daai tradisie uitbreek en ek moes ook daai tyd en dit was nie altyd maklik. Maar ek was so verlief op die man van Galilea, nee, dat ek nie didn't give a rip Ja, wie wat dink. Ek sal my pa, ma, boetie, sussie almal los vir hom. En ek moes uit dit uitbreek. ja, Maar gelukkig al daai mense het saamgekom en my broer was eerste en hy was al toe klaar op die water. Ek moes toe nog kom. Maar was vir my geen probleem. Was my net teleurstellend want ek het nog almal is lief vir liewe Jesus. ja, Toe kom ek agter ons is nou nie so lief vir liewe Jesus. ja, Hulle is liewer vir tradisie as vir die waarheid. En die waarheid is maklik om te sê Johannes 8:32. Jy sê die waarheid ken die waarheid is 'n vrou wat jou vrymaak, but it's a journey. oef, Jy gaan moet 5 hê om hom te volg. En hy gee daai 5. en is 'n proses, soos jy sê, van jou kant af moet daar daai Ja. 5 kom. And then there's a process of sanctification. In John 17:17 he says, sanctify them by your truth, your word is truth. Dat daai heiligmaking, daai proses waarvan jy nou praat, waardeur jy gaan. Ek bedoel, daai kan challenging wees, jong. Baie challenging. Want soos ek sê, he confronts you with this and he convicts you because he wants you to grow in the right direction. He doesn't condemn you, but he does convict you, and conviction is pretty uncomfortable. And this process of sanctification, that's his word. It's in him, it's with him, it's spending time with him, like we spoke now about the sheep. Jy spandeer tyd in sy woord en die challenges gaan kom. Maar hierdie proses van heiligmaking, where it's day after day, step after step, you just carrying on. Ja. En daai is jy moet die besluit maak om lief te wees vir die waarheid. Ja. Want daai gaan jou challenge. So dan kom hy en hy sê, okay, maar wat van hierdie? En dan moet jy nou besluit, okay, nee, this is going to cost me now in the natural realm, but I want to stick with truth here. And that's loving the truth. You see, because when you love the truth in the uncomfortable situations, you're going to stick with the truth. En daai is challenging. Nou van hierdie is 'n lekker subject, mens kan daar gesels oor. Ons moet nou by al die ander skrifte ook uitkom, maar ek dink altyd daaraan sê net maar nie sê nou maar nie, dit is nou maar is soos in my lewe, ek en my vrou, ons dien die Here. Ons albei is saam in 'n journey in 'n huwelik, maar ons ook apart op 'n journey. En daar kom baie keer confrontation met dit, né? En dan om die wat is dit, die maturity te hê. Want mens moet in 'n huwelik maturity, want ek glo 'n huwelik buite nou om meer mense op aarde te word, want die huwelik is gemaak vir gemeenskap, die huwelik is gemaak vir om babietjies en kinders en daai tipe aan te gaan, maar die huwelik is ook vir my daar gemaak om oor jouself te kom. Ja. Want dis die waarheid. Want as jy nie oor jouself gaan kom in die huwelik, nee, gaan dit nie werk nie. Ja. En jy gaan net te seer gemaak voel, want ek meen, is nou heeltyd so. Ja. Word geskuur, geskaaf, gemaak, want men is, ons kan al die regte termes gebruik, two imperfect people, en wat ook al, nee. Jy kom daar agter hoe imperfect is jy. Ja. Verstaan jy? En selfs met die waarheid in 'n huwelik saam te groei in die Here. Ja.
En dis hoekom altyd mos nou daai driehoek gebruik. Hier's is ek, hier's Elsie, hier's God en ons albei is op ons journey. Partykeer raak ons so 'n bietjie so, maar as om die grace te hê op mekaar en vorentoe groei. Die waarheid challenge ons heeltyd in ons huwelik. Heeltyd. Ek meen, die waarheid challenge my oor haar en sy word gechallenged deur my. En dit is David Pawson wat weer sê wat sy vrou sy sê ek glo redelik alles wat jy sê. Maar ek weet nog nie of ek daai maar ek gaan maar net op die woord staan dat jy eendag perfek in die hemel gaan wees. Maar dis waarheid. Ja. My vrou moet ook sê ek gaan maar net die woord glo. Dat ek kan sien dat jy ook eendag JC perfek gaan wees. Ja. Kan jy dink? Né? Want die waarheid is as ons dood is, gaan ons perfek wees. Ja. Glorification. Ja. Maar sy moet staan op die skrif. Ja. Want sy kan dit nie in die natural sien nie. Ja, en al daai moet jy baie grace hê, met baie compassion hê, al daai goed. En ja, it's just jy weet dis daai besluit wat ons altyd gaan moet maak is om lief te wees vir die waarheid. Nie net te weet van die waarheid nie. You gotta love it. Ja, jy moet regtig by jou eerste liefde wees en dis waarom ek weet nie waar ons dit nou dag ons is besig met soveel goed nie, maar in elk geval dat ek so 'n intersessie span of wat dat maak saak hoe taaf dit met jou gaan en wat se challenges jy het. Dit sal alles beter word. As jy net tyd saam met ons moet. Ja. Gaan net na hom toe, sit by sy voete. Bly in die waarheid. En dis hierso wat hy sê. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Here, dankie tog. If all else fails, kan ek net terug gaan na die woord toe. Al as ek met my rug teen die muur is, en ek praat oor buffers, finansiële buffers. Sien nou daar's nou nie meer buffers. Daar's nou niks. Rug teen die muur. Bly in die waarheid. Ja. Wat het hy gesê? Moenie worry. Matteus 6. Moenie worry nie. Soek my koninkryk, soek my geregtigheid. Ja. John Ramirez gister na getuienis. Sy dogter wil selfmoord pleeg. En hy sê net, Here, sy dogter bel hom. Pa, sien nie meer kans nie. Dis die enigste kind. Ek kom by die Here, huil by die Here. En die Here sê van, John, wat is my en jou deel? Verkondig jy my evangelie? Ek sal sorg vir jou spannetjie. En hy moet op die Here vertrou. Dis die waarheid. Dis die waarheid wat God van hom gesê het. God vergeet nie, ons vergeet. Ja. En ek is al deur. Is ek goed. My kinders gaan nie selfmoord pleeg nie, maar sê Here, maar ek bid vir my kind. Sê wat is so? Ek weet jy bid vir hom. Jy's lief vir hom, maar ek het jou kind. My en jou deel is verkondig my koninkryk. Ek sal sorg. Ek het daai net al vir Here gesê. Here, ek sal vir enigiets doen. Asseblief laat my spannetjie net almal inkom en u dien. Ja. En ek moet myself baie remind. So maak saak hoe rof dit gaan nie. Kom terug na die waarheid. Die waarheid is die woord is die waarheid. Ja. Ek's baie lief vir hierdie Johannes 17. Ek meen dit kan jy oor en oor gaan lees. Ja, nee, oor en oor is 'n default setting vir my om Johannes 17. Ja. Dis sy nou gaan ek die verkeerde woorde gebruik hier want ons gaan eendag praat ons oor die hulle noem hierdie the upper room discourse, maar hierdie discourse gaan aan na die tuin van Getsemane. So dis sy bovertrek rede. Ja. Soos die Matteus 24 was sy Olivet discourse. Ja. Sy bergpredikasie is mos wat dit noem, nee. Maar hierdie gaan aan. Ja. Dit is vir my baie mooi hierdie. Ek is baie lief vir dit. Yeah, dit is he says in Psalm 25 verse 5, he also says, lead me in truth. En daai is 'n gebed wat ons moet bid. Lei my in die waarheid. Lei my in die waarheid. Dis 'n gebed wat ons elke dag moet bid, want jy gaan elke dag, you're going to be confronted, whether you're going with truth or not. And Lord, lead me in your truth. Teach me your ways and your paths and so on. En daai dis belangrik dat ons meer begin woord bid. Ja. Want dis kragtig. Dit sê Sondag, bid skrif. Ja. It's powerful. Baie mense sê ek weet nie om te bid nie. That's fun. Then you take a few verses and you start praying those verses. Thank you Lord that you haven't given me a spirit of fear, but of power, of love and of a sound mind. That's it. Daai is 'n gebed. En ek het toe ek jonger was baie gesukkel met vrees. En daai was my gebed gewees, daai skrif. En net so hierdie ene, Here, lei my in u waarheid, lei my in die waarheid. Ek wil die regte keuse maak. Wys my die paaie, wys my die u paaie, your ways, your truth. And lead me in those ways.
Want die vyand gaan kom met half-truths en you're going to have to be able to discern what's right and what's almost right. And you have to go with what's right, which is truth. And yeah, it's important that you love that. Jonathan, ons spandeer nou baie tyd in die woord. Ons is lief vir die woord. Ons kan valsheid gehoor. Is goed. So die vyand val ons nou op 'n ander manier aan. Bijvoorbeeld ons weet dat die skrif sê, soos 2 Timoteus 1:7 sê, jy nie gees van vreesagtigheid nie, maar nou werk jy op die lande, hou die ekonomie dop, en nou begin jy vrees vat. So, niemand gaan jou mee somme met die skrif uit oorlê en sê, as jy daar ouer, daai is dan nee, dis nie waar. Maar nou kom jy vyand op 'n ander manier, jy sal op die stroper sit of op die trekker, en dan kom jy leen. Kan hierdie mielies maas, gaan 'n misoes wees, wat ook al. Ja. En jy kan dit, dis teen die waarheid, Ja. want wie het gesê met plant? Ja. Wat gesê, die Here het gesê met plant. So, ou moet pas op. Maar nou kom hy op 'n ander manier, met vrees, Ja. doubt. Het hy gesê ek moet plant? Ja. Nee? En jy moet staan op geloof dan. Nou moet jy op geloof staan. En daai geloof is, jy moet al sien that he's going to sort it out and what it looks like long before you even get there. You're going to have to decide that he said he'll look after you no matter what. Ja. En ons skrif in die Ou Testament wat my nogal baie bang gemaak het. Ek kan nie onthou waar dit is nie, but it says, even when your stalls are empty, I think it's in Habakkuk. Ja, okay. Even when your stalls are empty, even when your kraals are empty, when there's nothing in the lands, as ek daai ding lees, dan dink ek, joh, Lord, and then it says at the end, I will still rejoice. En daai moet geloof wees. Jy weet, jy moet so lief wees vir die waarheid. En ek sê nie ek is daar nie, I'm Ja, as surprised. almal Jy hoor weet, dit sê. veral met daai, want that's hoe ek, jy weet, jou familie aan die gang hou en goed. Maar ek moet die waarheid is, I have to rejoice in him always. Always. No matter what. Daai is die waarheid. I gotta love that. Because when you get to a situation, and ek was al met my pa al bankrot en ek was al daai goed. When you get to a situation, you're going to be tested on this truth. Ja. Do you love it or was it just a nice thing to say? And that daai is challenging. Kom ons praat op alle mense se vlak. Praat nou oor finansies. Nee, ek gaan nie 'n gees van vrees vat nie. Ek sê sit nou daar op die trek so wat ek jou nou spoel het. Maar nou die volgende gedagte wat die vyand vir jou gee is, daar hart op jou seentjie nou. As jy het einde van die maand nie maak nie, wie gaan sy skoolgeld betaal? Ja. Weet, so hy bombardeer jou met gedagtes, maar jy moet daai goed, jy moet effort insit. Ja. Ek gaan daai gedagtes laat gaan. En ons praat hier met baie mense wat luister, nee, oor finansies, en dan hy kom uit vrees. Okay, nou sê ek die skrif op teen vrees, maar nou kom hy met bekommernis. Maar ek sien net bekommer, hoe gaan ek einde van die maand skoolgeld laat betaal, of jy moet dan besluit. Maar hierso gaan ek die waarheid glo. So ek my vrou het 'n klomp besluite geneem en al daai tipe goed. En ek glo ons het daai besluite bidend, ons het dit bidend gevat en ons glo ons het reg gehoor by die Here. Ja. Nee, maar nou gaan die vyand kom en sê, het jy reg gehoor? Ja. En dan moet jy staan, né? Dan moet jy staan. Dan moet jy staan. En dan moet jy op plek kom, soos jy sê, ons bid skrif, Here, okay, ekskuus ons het vrees gevat. Ja. Ekskuus ons het gedoubt. Hoe sê Andrew Womack? With doubt you can do without. Wat ek wil sê, ek weet nie wat sê, hy sê dit so mooi, maar ek gaan dit dan net nou butcher hierso. Here, vergewe ons het vrees gevat, vergewe ons het doubt gevat. Ons kom weer terug, ons align ons weer met die waarheid. Ons onderwerp ons Jakobus 4:7 weer onder aan U, aan die waarheid. Ons glo, ons weet ons het by U gehoor. U het gesê die volgende, ons het dit gedoen. Vader, dankie. Dankie dat U sal voorsien. U sal dit maak werk. Ek glo dit. Ja. Môre ry ek weer in die kar. Ding, gedagte. Wen daai gedagte? Volgende stap, bekommernis. Maar wat as dit klink soos Genesis 3, né? Het hy gesê, jy sê nee, ons moet vas staan op die waarheid, hoor. Nee, en een van die groot waarhede waarop 'n mens moet vas staan is God is good. God is good. En daai is vir alles wat kom by, soos jy sê, jou finansies of dalk jou gesondheid of baie mense sal dink, why is God punishing me? Ja. God is good.
God is He good. never stopped being good. He will never stop being good. It's his nature. It can't change. En daai is een ding wat ek geleer het by my pa toe hy siek geraak het. Ek wou dit nou genoem het, nee, Ja. ek was op die begrafnis. En dit het julle getuig daai dag. Hy was heeltyd het hy gegaan oor God se the goodness of God. Ja. En dit het ek daar geleer. Jy moet staan op daai waarheid. I mean, you don't believe lies. You take every thought captive, but you must know like you know that God is good. It's never going to change. Ja. En daai is so belangrik vir mense as jy kyk na waarheid en hoe dit belangrik dit is om lief te wees vir die waarheid. You decide that God is good. He is good, but you need to decide it for yourself. You got to make that what you're standing on. And God is good. It's not going to change, and He's got your best. Might not look like it to you, but He's got your best at heart because He's looking at it from eternity. En ons het nou al baie daaroor gepraat, maar you just got to trust Him. As julle as familie nie daai tyd met jou pa se afsterwe op die waarheid gestaan het, kon die vyand dit reg kry om 'n hele familie te gedisillusion in God te maak. Maar ek is 'n getuienis van julle daai dag gesê God is good. Ja. We may have lost a battle or a fight, but we didn't lose the war. Want die vyand nou agter hy is nie baie gewaarig oor die battlekies nie. Nee, hy is worried about Hy wil die war wen. En hy kon 'n familie gedisillusion gemaak het met God, maar hy het nie. Nee. Julle daai dag boldly proclaim God is good all the time. Julle almal. Ja. Jou ma, jy, jou broer en jou suster. Ja. Sure. En dis die waarheid en jy moet staan daarop. Jy moet dit besluit en ek is groot op besluit te maak. Ek glo genuine ons as gelowiges you choose to love. Ja. Dit is 'n besluit wat jy maak. Jou vrou, jou vrou, jou man and whatever and all daai goed. But and just like that you decide that I'm going to love the truth. But you're not always going to feel like it. It's gaan challenging wees. And you just got to decide, well, I'm going to love this. I'm really going to dig in, I'm going to spend time, and I will, even if I don't feel like it, because it's got nothing to do with feelings. Even if I don't feel like it, I'm going to dig in here and I'm going to love the truth today. En daai is die ek weet nie was jou plek nie, maar ek kan ook partykeer ek raai self bejammering kom en jy oogies raak so water. Jy was genoeg self goed kry. Ja, ek sê jou. En dan kom maar van daai BC daar se liedjies op en kop. Who wants to live forever? Dan kan jy nou Queen yourself lekker jammer kry. Nee, ja. Ons word gechallenged deur die vyand. I'm going to stick with the truth. Ja. Gaan ek op hom vertrou? Noma Kanjan. Ja. Come with my. En dis 'n ding, as dit nou verby die skrif gaan, maar ek wil getrek kom na hom toe. 2 Timoteus 2:15 waar ek's baie lief vir hierdie. Ja. Wat Paulus aan Timoteus skryf, lê jou daarop om jou beproef voor God te stel. Ons word heeltyd beproef. As 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny het nou gesê. Ons kan nie op ons experiences en dit wat ons gebeur uit die waarheid baseer. Die waarheid is die waarheid. Hy is vas. Dis 'n vaste hoeksteen. Mense stamel oor daai hoeksteen, maar dis die hoeksteen. Dis die waarheid. Van Genesis tot Openbaring. As hy gesê het, het hy gesê. Ja. En dis waarop ons op staan. And that's like rightly dividing it, like it says there. It has to be, you have to know, and dis die groot ding, né? You're going to have to yourself spend time in the word. Ja. Soos ek gesê het, dis nie 'n slegte ding om na preke te luister en podcast te luister en al goed nie, but it must never substitute this time. Say, nah, I'm not going to read the Bible today, I'll listen to this or listen to this. Ja. It's good to listen to those things, it's not bad, but it must never substitute what the word says, because this is where it's gonna take place. Hierdie skrifte wat jy gebruik het Sondag is ou vriende vir my. Ek's baie lief vir Johannes, jy weet dit en al daai tipe goed. Maar ek meen dit is die raak so emosioneel. Dit is die skrifte wat ek op born again geraak. Yes, nou moet staan op dit, hè. Ja, you can't do otherwise. Ja, dis mooi goed hierdie. Maar dan ook 'n ander een waarvoor ek lief is wat ek gezooi het by oom Angus. Ek sien nou jou Mighty Men. Wat een is hierdie? Wat 'n Mighty Men? Toe ons in die Kaap was. In die Kaap was. Ja. Dit was 'n lekker trip. Ja, dit was lekker. So met Sean Newberry en al daai ouens. En dan maak dit oorlede is. Ja. Dis 'n goeie trip, né? Ja, baie goed. Maar
ek het by oom Angus en jy het dit nou afgesluit Sondag met Psalm 19 en uit die Passion uit. Ja. En baie ouens het baie goed by oom Angus gesteel. Sy hoed, die manier hoe hy die Bybel onder die arm dra, raai wat ek gesteel. Psalm 19. Wat hy sê hierso, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig. O Here, U is my rots en Oh, I love life. Oom Angus gebruik dit altyd. When he starts preaching, he uses that. Nee? En ek ook. Ek het nie die manier van die Bybel nie. Ek het op 'n stadium die hoed gedra, maar ek is nie hoedraar soos jy en Tinus nie, nee. Ek lag met Tinus. Hy was die naweek mos op 'n kamp. Sê ek het hierdie van hoed gebring. Hy sê ek weet mos jy dra nie hoed nie. So dis waar, ek dra nie hoede nie. Ek so lief vir hoede, maar ek dra nie hoede. Ja. Nee. My broer het ook nou vir my, want die Taakmag het nou 50 jaar oud geword. Nou is daar hoedjies en goeders. Stel vir ons elke week, maar ek weet my hoedjie gaan nou daar in 'n showcase kom. Dan ek dra nie hoedjies. Ja. Maar kom ons gaan na Psalm 19 toe. Ons gaan klaarmaak met dit en jy dit. Ek het nog gelees uit die Passion uit. Ek Ja, het hom nou asseblief. nie hier in die Passion nie. Ek kan vir jou gee, soos hy. Maar dit genuen, dis in 'n ek love it hoe hy dit sê in die Passion. Awesome. Ek gaan die hele ding lees. Ja, asseblief. So starting from verse 1, he says, For the pure and shining one, a poem of praise by King David, his loving servant. God's splendor is a tale that is told. His testament is written in the stars. Space itself speaks his story every day through the marvels of the heavens. His truth is on tour in the starry vault of the sky, showing his skill in creation's craftsmanship. Each day gushes out its message to the next, night with night whispering its knowledge to all, without a sound, without a word, without a voice being heard. Yet all the world can see its story. Everywhere its gospel is clearly read, so all may know. What a heavenly home God has set for the sun, shining in the superdome of the sky. See how he leaves his celestial chamber each morning, radiant as a bridegroom, ready for his wedding, like a day-breaking champion, eager to run his course. He rises on one horizon, completing his circuit on the other, warming lives and lands with its heat. God's word is perfect in every way. En dit is wat ons moet begin glo. God's word is perfect in every way. How it revives our souls. His law leads us to truth, and his ways change the simple into wise. Ek love dit. Daai is my geskryf. Jo, his teachings make us joyful and radiate his light. What stands in here makes us joyful and radiate his light. Now I've lost my place. He leads us to truth. His teaching, his precepts are so pure, his commands, how they challenge us to keep close to his heart. The revelation light of his word makes my spirit shine radiant. Every one of the Lord's commands is right. Following them brings cheer. Daai is belangrik. Following them brings cheer. Nothing he says ever needs to be changed. The rarest treasures of life are found in his truth. That's why I prize God's word like others prize the finest gold. Nothing brings the soul such sweetness as seeking his living words. For they warn us, his servants, and keep us from following the wicked way, giving a lifetime guarantee, great success to every obedient soul. Without this revelation light, how would I ever detect the waywardness of my heart? Lord, forgive my hidden flaws wherever you find them. Keep cleansing me, God, and keep me from my secret selfish sins. May they never rule over me, for only then will I be free from fault and remain innocent of rebellion. So may the words of my mouth, my meditation thoughts, and every movement of my heart be always pure and pleasing, acceptable before your eyes, my only Redeemer, my Protector God. Ja, dat is amazing in die Passion, hoor. Ek sê Afrikaans sê daarop in, laat die oordeenking van my hart vir u welbehaaglik is. Die gedagtes van my hart. Hoorie maar, hier's baie, ons kan die hele podcast net oor Psalm 19, maar ek gebruik baie in my eie lewe. En in die begin, toe ek ook met baie goed nog gesukkel het. Want 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, hy sê, het nie sonde nie, en hy praat met Christen, bedrieg jouself, en daar is geen waarheid in jou nie. Ja. Maar hy is getrou en regverdig, wanneer ek bely aan hom, sal hy my vergewe, en hy reinig my. Ja. Hy staan teen onreinheid. Ja. Nee? En hy het my rein gemaak. Ja. Maar ek bely dit. Dan staan daar ook hierso, dat my aspres sondes in Afrikaans nie oor my heers nie. Ja. En die sonde waarvan ek nie weet nie, maak my bewus, will keep on cleansing. Hy sal jou bewus maak van sonde, jy fokus op jou top 3 altyd.
Ja. Nee, dat ek vir mense sê, maar hy sê jou bewus maak van ander sondes waarvan jy nie eens weet nie. Ja. Die pride, die intentions of your heart is altyd pure. Die Here, ek sê baie keer vir die Here, vergewe my dat ek kan nie glo ek wil hierdie goed dink nie. Ja. Here, dankie dat U my skoon maak van dit. Hoe ek oor mense dink of oor situasies dink en jessie man, niks is goed in 'n mens nie. Nee. That's why I say mos, he knows a man's heart. Ja. Die Here en hou aan om ons te toets. Dis hoekom ek wil hom net hier na die Afrikaans toe gooi weer. Hierdie een gedeelte wat hy sê, verordening nou die Here is reg vir daarvan van die goud. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie van goud en soeter as heuning en heuningstroop. Nou, baie mense is goud nog vir hulle, of as ek nou goud kan met wêreldse goed. Wat jy ry, waar jy bly. Ja. Dis nice om gemaklik te ry en is almal is lief vir. Maar soek jy dit meer? En as nou dood eerlik is met jy, en jy dood eerlik is met jouself. Soek jy goud meer as dit? Ja. Dis wat hy sê hierso. Hulle is begeerliker as goud. Ons kan vinnig verby lees. Is God se woord vir jou meer begeerlik as dit wat jou dryf is elke dag? Hoekom staan jy op, jou werk wat jy doen, al daai tipe goed? Is God se woord meer vir jou meer begeerlik as dit? Ja, en 'n mens moet jouself eerlik wees met daai. Jy moet jouself eerlik wees met dit. As examine your heart. I mean, ja nee, dit is Here. Tot jy laans, ek het nou reg 'n voorbeeld by die mannegroep gebruik, wat ek daar by die skool, ek kyk hoe Gibbs nou proewe speel, Gibbs gee hom my seun, en hier laans my toevallig is 2 van die nuutste Land Cruiser double cab, ek ken mos nie karre nie, my swaars altyd so vir my gelag oor karre, Ryan en Willie, weet, maar ek weet dit is pragtig, jy weet, daai wiele, kom jy verby my Fortuner, ek sê daar nie Fortuner, die wiele kom jy verby, en daai was vir my begeerlik, I mean, dis mooi, ek kan nou maar sê wat jy wil, dit is, en my eie Fortunertjies en wielietjies en goed, toe besef ek net, daai wiele, net om daai 4 tyres te koop, is ek wat 20,000, ne? As dit so min is, ek praat nou oor correct, ek moet nie daar kan nie, ek ken nie karre nie, maar is dit wat God se woord is, vir my meer begeerlik, as enigiets in die wêreld, enigiets in die wêreld, ne? Hy vlieg nou in my oog vas, jy hoef dit nie uit te sny nie, Dylan, ons wil net vir die mense wys vleenkaal rol, hier is 'n paar ouetjies wat vasbyt hierso nog vir die somer, maar in elk geval, maar is vir my mooi, hè? Nee, ek sê, daai Psalm net, ek het hom altyd baie gelees, en toe ek nou besig was met hierdie twee, slat ek hom weer raak, it's amazing, I love it. Hierdie is een van myne, ek onthou toe ek en Elsie so begin het met alles, en die Here met my werk, met my rasisme, en ons is so saam met die Nigeriese mense, en hulle bid skrif, as ons in die aande 12 uur sit, en dan sing hulle sommer Psalm 19, en Psalm 24, Psalm 18, dis 'n spiritual warfare Psalms hierdie, né? Jy kan van Psalm 1 tot 19 kan jy spiritual warfare doen in jou eie lewe, en jy kan hierdie skrifte vat, en jy kan net mediteer oor dit, en dit sing, en al daai tipe goed, so, yes, Jonathan, dankie man, dit was nou lekker, en ons kan nog 'n uur praat, ons is al oor 'n uur besig, kan jy glo? Ja. Maar dit was my net so aangeraak, dat ons gaan, Amber is nou klaar met dit, nou hang dit nou net van my af, met ons fondasieboekie, maar ek wil in die begin van die fondasieboekie, wil ek 'n voorwoord, wat jy vir my gaan doen, oor die waarheid. Want ons kan alles in daai fondasie sit, maar as jy dit nie gaan vat as waarheid van God se woord nie, dan what's the use? So jy gaan vir jouself moet sê, hoorie, voor ek my fondasie gaan bou, gaan ek glo die is die waarheid. Ja. En alles daar. En ek gaan lief wees vir dit. En ek gaan lief wees vir dit. En dit gaan vir my begeerliker as goud wees. Here, vergewe my, dat u woord vir my nog nie begeerliker as goud as Land Cruisers is. Grappie. Maar, verstaan jy, ek maak net 'n joke. Maar, daar's nog goed wat vir my begeerliker is as die woord. Here, en ek is dood eerlik met u. Help my dat u woord vir my meer begeerlik is. Enigiets. Begeerliker is dit wat my vlees soek. Dit wat my siel soek. Ja. Ek vind nog nourishment vir my siel in sekere ander goed.
as u woord. Vergewe my daarvoor, ek is nou eerlik met u. En dis wat die Here soek, hy soek transparency. Mense soos jou vrou in jou huwelik transparency soek God meer. Yeah. And he already knows it, but he wants to see how honest you are, how open you are, how broken you are in front of him, Paul says. That's why he says you must come with a contrite heart. Broken contrite heart, Psalm 51 is my mooi. Maar hierso, ons gaan afsluit. Mense moet net weet wat na ons boodskap luister, ons bid voor die podcast. Ja. So ons begin nie met 'n gebed nie, so moenie dink ons bid nie. Ja. Ons bid verseker en ons intercessors bid vir ons terwyl ons hierdie opneem. Ons is dankbaar daarvoor, maar wil jy vir ons afsluit met gebed? Dankie. Thank you, Heavenly Father, for today, Lord. We thank you for mercy and grace. And we just thank you that we can spend time in your word, that we can talk about your word. I thank you that your word is truth. And I just pray for each person listening and for us, Lord, that we'll really love the truth, Lord. Yes. That we'll love you, that we'll love spending time with you. That, like JC said, there'll be nothing that's more desirable for us, Lord, than you and your truth and your word. And that we'll just spend time in it and just love your presence, Lord. Love everything about you. So we thank you for that, Lord. I thank you for those people listening, that you just reveal more of your truth and your love to them, Lord, and that it will just be something that ignites their heart. It will just be this desire they can't explain for more of you, Father. I thank you for that we'll all be like that we'll just want more, that it will be about you, Jesus. It will be about you, the name above every name. So we thank you for that, Lord. We bring you glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, dankie Jonathan, net my Sondag gebless met hierdie woord en ek is vandag ook gebless net deur tyd te spandeer op hierdie skrifte. Dis wat die waarheid maak 'n ou dan vry, né? Ja. En die waarheid's lekker, it be saturated with the word. Ja. Jy weet, dis regtig tyd in dit te soek en dit te gaan soek en maar dis so, ons gaan nie net vinnig verby hier gaan wat die Sondag gesê het nie. Ek het net gevoel ons moet 'n bietjie dieper op dit gaan. Ja. Jy weet, en ons moenie laat dit verbygaan nie. Dit moet altyd die waarheid wees vir ons, God se woord en maak nie saak wat se kennis jy kry en hoe jy leer en waar jy gaan en wat nie, maar dat die waarheid is God se woord maak ons vry. So die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. Skrifte wat ek elke dag gebruik wanneer ons one-on-one bedien en alles. So, yes, awesome, dankie. No, thanks, good. Dit was lekker. Ja, dankie Emmer het ons gehelp daar met 1 Korintiërs 1 vers 13, hè. Hoe kan ek dit vergeet? Nee, en is dit 2 Korintiërs 1 vers 13? Ja, ekskuus, ek sê mos. En dan Dylan, baie dankie vir al die tegniese goed en dankie vir alles. Dankie. Thanks, good. Dankie. Lekker. Dankie julle. Luister lekker, maak seker jy like en share sodat ander mense dit kan hoor. Ons groet julle en met God se genade is ons volgende week weer Woensdag hierso. Dankie. Join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo nuovo, per
join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait, and join the herd.